Nee, dan betaal jy jou tiendes, daai ou woord die tiendes, nie betaal jy. Jy het 'n verwagting, want die pastoor oorreed jou te sê, luister, as jy dit doen, sal die Here na jou kyk. Raai wat? Dan betaal jy jou baie offer, jy gooi jou geldjie in, en die volgende maand is daar niks. Niks. Wie se skuld is dit? Die Here het gesê, as ek beloof, die pastoor het gesê, as ek dit doen, my laaste gee, Here, gaan die sluise van die hemel oopmaak. Druk 'n bietjie teen. Staan daar by daai melding en kyk 'n bietjie op en sê, Here, kom ons gaan voor. Kom ons gaan vorentoe. Kom. Ek vat die Here by sy hand en ek sê, Here, ek het nie. Ek het nie. Ek het julle al vertel van, toe ons hier kom uit en ek sê vir my vrou, weet jy, ons moet nou weer met tieners begin betaal. Die Here ons so begin bless. Ons ysklasse loop oop, as ek dit so kan sê. Raai wat? Dit gaan so goed met ons besigheid, dat ons besluit en ons gaan die ander winkel oop. Maar hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit? Obedience, maar nie net dit nie. Ons kan nie net in hierdie blok bly nie. We don't want to just stay in this box. Here, ek wil bietjie verder kyk. Here, ek wil nie net hier sit en sê, Here, ek gaan my handjies opsteek nie, maar wanneer ek my handjies opsteek nie. Ek sê, Here, maar wanneer ek my hand opsteek, weet ek, as ek omkyk, gaan my boetie sy hande opsteek. En ons almal gaan saam die Here loof en prys. Here, wanneer hierdie boks besluit, ons beweeg. When God say, let's move. Wat het gebeur? Die volk het beweeg. As God gesê het beweeg, het hulle beweeg. As God vir ons sê, moenie dit doen nie, nou, dan doen ons dit. As ons gaan kyk net na die boek van Josua, kan jy gaan kyk, hoeveel sukses was in dit gewees van Josua. Waar die woord van die Here sê, elke plek waar jy julle voetsel optrap, dit gee ek aan julle. En raai wat gebeur? Josua was een van hulle, is ek reg? Wat in die beloofde land ingegaan het? Was dit reg? Josua was een van hoeveel mense wat daar gegaan het? Hoeveel van die volk wat uit Egipte uit is in die land, beloofde land het? Kom sê die volk was 6 miljoen Jode. Net 2. Van 6 miljoen mense het dit gemaak. Praat dan van die ander wat nou gebore is in die woestyn en al hy. Come on. Josua het nooit gedink, hy sal ooit die volk van die Here kan lei. Maar wanneer God 'n afspraak het met jou, noem hy jou by die naam, sê, ek roep jou. Hy gebruik nie mense nie, om jou te roep nie. Hy gebruik mense, ja, om jou nader te trek. Hy gebruik. Actually planning the attack wasn't where it started. First, they had to believe that it was possible. Toe hulle by daai gedeelte kom om in te beweeg, toe Moses op die berg sit en God wys vir Moses en hy sê, jong man of ou man, daar is 'n beloofde land, maar jy kan nie daar gaan, ek laat jou dit net sien. Maar die volk wat onder die berg was, onder by die berg was, jy het nie geweet wat Moses bo op die berg sien. En dan, wat ek laatst gesê, you must go down before you can go up. En wanneer jy daar bo is, gaan jy seker dinge kan sien, wat miskien jou is, of nie jou is. Jy gaan het sien, Here, maar die Here gee dit nie vir jou. Maar jy gaan het sien, en jy kry dit. Josua het dit nie gesien nie. Caleb het dit nie gesien nie. Die rest van die volk het nie gesien wat Moses gesien het. Maar hulle moes oor die melding gaan, en hulle moes deur die Jordaanstreek of die Jordaanrivier ook beweeg, waar God weer 'n wonderwerk gegee het, waar die Jordaan weer oopgeskeer het, en hulle kon droogvoet deur beweeg. En ons laat dit nie toe nie, ons wil nie hê die Here moet in ons lewe werk. As jy 'n probleem het, laat toe, laat God voor jou beweeg. Okay. Ek is amper klaar, nog so 15 bladsy. Hier? Nee? Ek krijg nie vraag. Kom ek al hy uit.
Haar nou kom en hy sê so mooi, is nog 'n storieetjie. Hierdie ouetjie, net hier wag. Hy is 'n ou wat graag debatte voer. En in Amerika gebeur dit so dat jy kry geleentheid om punte te kry of jy is in die skool se debat span. Wat doen ons dit by ons? Ja, nee, maar is al redenaar. Ja, redenaar, nee. Jy kry geleentheid om met teen alle skole deel te neem. En hierdie ou sê ek wil dit hê. Hy sê hierso, it was the first debate tournament of the season for many. And I was as prepared as ever. This is my second year of debate and I was struggling with some arguments. I was way more prepared than the other time. Die ander tye, né? En baie keer kom die kerk sê ek is reg. Okay. The thing with humanity is tough. It doesn't mean you should want to win. Ek weet, ek verstaan dit nie so lekker nie. Maar as mens wil ek wen. Ek wil behaal wees. Hoor my mooi. Dan kom die skole en dan sê jy, nee, maar ons skool is nie daar om te wen nie. Hoe leer jy jou kind om eendag op te gaan staan? Hoe gaan die kerk jou kan leer om op te gaan staan wanneer die vyand kom en hy sê, luister, ek moet jou begin chip. Of ek gaan die kerk toemaak. En as ons nie sterk staan en ons is nie voorbereid nie, gaan ons nie weet wat gaan ons doen nie. En ons weet ken almal die merk van die dier en al die goedjies wat inkom, wil inkom. As dit kom, daai jare toe ISIS daar was, nee, okay, as ons sê daar, toe sê nie, hulle gaan begin koppe kap. Nee, ek is te bang, hulle moet nie as ek Afrika toe kom nie. Dan het jy 'n probleem as jy bang is vir hulle. Want as iemand wat binne my is groot as hy wat in die wêreld is, sê jy nou, wanneer hy my kop gaan kap en hy rol my kop, nee, moet ek reg wees wanneer hy my kop kap. Wanneer ek bang is dat hy my kop kap, is ek nie reg. Maar ek gaan nie vir ons daar sê, hey, kap my kop nie. Maar ek wil vandag vir sê, ek wil 'n wenner wees. Ons elkeen moet 'n wenner wees. Ons moet daai attitude hê. Ons moet kan sê, we want to go forward. Ek wil nie net terug staan nie. Hierdie ou sê, well, I want to win. I want to do well. After all, I had put in so much work. Hoeveel keer sê, Here, ek was by die kerk, Here. Ek het Johannes op sieke gelê. Ek het duiwels uitgedryf en al die goeders. Wat gebeur? Sê die Here, gaan weg nou. Maar voordat die Here dit vir my gaan sê, gaan ek iets ekstra doen. En dis wat hierdie ouetjie gedoen het. Hy sê hierso, en dit het gewerk vir hom. I did it. Maar hoor nou, toe kom hy, hoor nou, hy werk om eers te kom. Ek en jy werk om in die hemel te kom. Toe kom hy by die seremonie gedeelte daar waar hy nou die pryse en dit uitdeel. En hoor wat sê hy hierso. At the end of the day, and I won second place overall. Waarvoor het hy gegaan? Om eerste te kom. Wat wen hy? Tweede plek. En hoor wat sê, only losing to one of my best friends. Nou my boetie en my sis wat langs jou sit. Jou man en jou vrou wat langs jou sit. Nou, kom ons daar soveel vroue in die kerk vandag, in die masses en buite. Baie keer gaan ons daar in die hemel kom, maar gaan ons sien net kom vrouens daar in die hemel wees. Hoekom? Die man het te veel trots in hom. Dis hoekom die vrou daar is, om vir hom te bid. As my vrou daar is, ja, ons allemaal sê, ja, die man is die hoof, hy is die priester, hy is die profeet en hy is die koning van die huis, dit is so. Maar hoe gaan jy weet dat dit gaan goed met my? Is wanneer my stukkie, my vroukie, na my kyk. Wanneer sy my lekker korsies maak, en hy word dikker en dikker, meer duidelik sigbaar, nie dikker nie, duidelik sigbaar. Nee? Maar as ek nader, dan is daar 'n probleem. Wanneer jy kos kry die hand van die Here uit, gaan jy nie ellendig raak, jy gaan sê, I did it. Ek sê baie keer, ek het nie nodig om eerste in die hemel te kom nie. Want die Bybel leer my, wanneer die Here sê, welkom in my, is ek 'n wenner. Of dit nou 50 geroep is, of 6 miljoenste geroep is, welkom by my. En ek kry my drukkie van God af nie. Dan is ek 'n wenner. Dan worry ek nie oor 'n rekord van 6 uit 0 uit nie.
Daar's die enetjie. Daar's baie. Dan nou die climb the mountain. Daar's hy. Climb the mountain. Knowing your goals and believing that your achievement of them is possible is not enough. Action is required. In the Old Testament, God gave the people the land, but they still had to take position. Dis reg? God gee vir jou wat jy sê. Maar vat dit. Vat daai giant van jou. Jy vat hom nie in die hand nie. Vat hom met jou oë. En met die krag en die heerlikheid binne in jou. Vat aksie. Vat aksie. God has given you great victories. You simply haven't stepped into them yet. The Lord might be calling you to be, what is it? To be the new president of South Africa. Wat sê julle of julle sal? Daar sê my nie, dat ek die president van Suid-Afrika sal word. Hoekom nie? Want ons glo dit nie. Hoor wat ek sê? Want ons glo dit nie. Kom maar vertel en gou 'n ding van my lewe. Toe ek kind was, ek was baie lief vir my pa en my ma. Ek het al my sport en alles gedoen. My pa en my ma het nie een keer kom, ja, of een of twee keer kom kyk. Laaste keer wat my pa kom sport kyk, en toe ek op hoërskool was, hardloop ek en ek is voor met lang afstande. Long distance, I was in front of the champ. En my pa kom so opgestap met die trappe. En toe ek my pa sien, skop op my spyk. En ek hardloop direk so na hom toe. Hallo pa, wat doen pa hier? Toe vra ek my, wat doen jy? Die pa het nie geweet nie. Langs vir die kort te maak. Alles wat ek bereik het, ek sê dit dat jy moet weet. My pa en my ma het my nooit geluk gewens met enige iets in my lewe. Niks. My pa het my altyd sê, luister, die mense kan my kind. Toe my eerste gemeente jare terug begin het, ek sê, die kerk gaan jy nie ryk maak. Uit die mond van die predikant uit, word het vir my gesê. En ek het gesê, ek sal Paul wys, van die kerk begin. Ek het dit gedoen. Want ek het geglo aan dit wat ek. Maar ek het nie die mentor gehad wat sê, luister, kom ek stap op pad saam met. Ek het gesê, ek gaan dit bereik. Ek gaan dit bereik. My jongste meisie het gesê, pa, ek wil die eerste presidentsvrou word van Suid-Afrika. Sy het geglo. Ek sê, my kind, nou, dan moet jy dit en dit doen. Net voordat sy dit doen, toe raak sy swanger. Toe kom die ou nou weer in die Here. Ek dink sy sou Britannia toe gaan en by die army van Britannia aangesluit het. Net na matriek. En dis die alweer daar. Ek was in die gang. Dis hoe ek sê, jy het 'n goal wat jy wil bereik, hy is daar. Kyk regs, kyk links, dan verloor jy fokus. Right. If there's one thing you must notice about the mountain climbing, that is doesn't happen without some effort. If it didn't require effort, that moment when you reach the top and see the beautiful view wouldn't be quite so great as great. Wie van julle het al op die see gaan staan, op 'n bergklim en jy kyk so oor, jy sien net mooi. Toe ek in Zululand gewerk het, ek het nie geweet, daar's sulke mooi plekke in ons land, hoor. In die bos, daar's niks. The Zulu people there in Zululand, when I walk down the road and I walking through the trees and so, I saw me. I thought I was a ghost. They ran away. Sal die Here toe, regtig, beloof jy, die Here hoor my. Nou mag hulle uit hier ook aan hoe sê. Die vraag vir die ene, die was aan my werk, sê nou, wat is dit? Sir, they never ever see a white guy before. En so het hulle maar stadig uitgekom. En van die ouens het so begin met my raak. Hulle kon nie glo wat hulle sien. Want hulle kom nie in buite. Dieselfde met ons as kinders van die Here.
Dinge gebeur, kyk ons weg. Ons het die krag en autoriteit om die avontuur wat daar vir ons wag, uit te gaan leef om te sê, hoor, ek is deel van die avontuur. Right, ons amper klaar. God is calling you to action. Act on your goals. Act these promises. Nobody ever reached the top of the mountain of Mount Everest without little work. Wie wil saam met my gaan Mount Everest klim? Okay, nee, moet nie gaan nie. Jy gaan my terughou. Ek wil, maar hulle sê, nee, dit is te gevaarlik. Maar as ek voorbereid gaan ek die gevaarlik wees. Okay. Wondering what mountain you're climbing? Believe that reaching the top is possible, start climbing. Okay, kom ons van hierdie. Dan lees hy Joshua 1:6-7. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to the fathers to give them. En dan gaan hy so, ons moet sterk wees in die dinge wat ons doen. Yes, amper. Okay. Hier sê 'n oukie, Amerikaanse oukie, sê hy, en ek sê dit sommer in Afrikaans sê, moet ons nie die afwesigheid van vrees, maar eerder die oordeel dat iets belangriker is as vrees. Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something is more important than fear. Wat is vir jou meer belangrik op hierdie oomblik? Ek wil 'n gelukkige lewe lewe. Hoor mooi, ek wil 'n gelukkige lewe lewe. Ek wil my vrou en my kinders gelukkig maak. God wants you to obey Him, and He has challenged you, command you to be different. Prys die Here. Ek is nie jy nie. Oh, en halleluja, jy is nie ek. Maar ek dink hierdie wêreld sal nog 'n ekstra tydjie kan hanteer. Facing your giants. David, King David was an ant compared to Goliath. Klein mannetjie. Was hy 'n bit nervous? Was hy bang? Ja. Did everyone doubt him? Yes. Did God promise to help him? God het beloof om jou? Ja. Did he come out victorious? Yes. Ons kan ook, we can too. Daai probleme wat ek en jy vandag in die gesig staan. Maar, hoor my mooi, daar waar jou huwelik nie wil uitwerk nie. Got some news for you. Start climbing the mountain. Onthou net, King David looked down, he became king. He looked down and looked at the naked woman. Gods man staan op, God het hom nou net deur iets gehelp. Ons is deur alles. Dan kyk hy na 'n vrou wat kaal is en hy sê ek begeer haar. Maar sy is getroud. En hy beraam moord. Hy sit hier die man en voorlinie is haar man, voorlinie. Raai wat? Hy het haar gekry. Hy het daai vroukie pregnant gemaak. Wat het gebeur? Die babatjie is gebore. Hoe kom God nog en sê, dis 'n man in my hart. Omdat Dawid op 'n punt gekom het en sê, "Wow, Here, ek het verkeerd gegaan. Here, ek sien hier die berg voor my is, dis nie wat ek wil hê nie. Ek gaan deur hierdie berg." The climbing of the biggest mountain starts with a single step. Wanneer jy vergifnis wil kry vir die dinge wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het, vat dit net om te sê, Here, dis al. Die oomblik wanneer jy sê, Here, Lord, help me, is Here, yes, kan I help? Of what can I help? The defeat of Goliath began with a single stone. Nee, die reëskole, met een klippie. What action will you take today? Take that pack on your back.
van daai bagasie wat ons so ronddra, nee, strap hom vas. Wat leer ons pastore altyd die mense? Bring jou bagasie na die huis, of na die boerdingsbankie, hier na die altaar, sit dit hier neer en gaan. Hoeveel van ons sit regtig ons bagasie by die voete van die Here neer? Come on. Dis hoe ek vandag vir jou sê, vat jou bagasie, strap hom vas. Strap hom vas. Hy sê hierso, wat sê hierso? Take that pack on your back and those shoes on your feet and start climbing. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Wanneer jy met daai probleme met 'n effe bo by daai berg uitkom en jy kyk bo hier oor en jy kyk wat is aan die ander kant, dan sê ek jou nou, you will see the victory. En wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here is, wil ek nou vir jou sê die laste, jou probleme, wat gebeur met dit? Dit val van jou af. Wanneer jy vorentoe kom en jy wil jou probleme met die voete van die Here, is wanneer jy sê, Here, I give you that step, en ek wil bo uitkom. En wanneer dit hier neergelees en jy los het, dan sê ek jou nou, wanneer jy opstaan, dan sien jy 'n nuwe wêreld, 'n nuwe lewe. Want 'n nuwe lewe in Christus is oorwinningslewe. Dis die lewe wat ek wil lewe, dis hoekom ek sê, maak nie saak wat gebeur het, as ek 'n bietjie sukkel, Here, as die gaatjies nie wil inkom, die Here, ek gaan. As ek nie kos het nie, wil ek vir jou sê, phew, as die Here vir die volk in die woestyn kom, kwartels en manna gee, hoekom kan hy dit nie vir my en vir jou doen nie? Ag Here, sê nie, Here, ek vat my pakkie, en ek vat my meel, sakkie, Here, die gat ons, en ek loop in die woestyn, en ek gaan haal dit wat myne is. Ons moet op dat punt kom, wat ons sê, let's start climbing. Let's start climbing. And let's finish up. But the time is short. God is coming back. God is coming back. Amen? Amen? My vrou, waar is jy? Waar is jy? Kom. Stap hier langs my, asseblief. Jare terug, lang terug, 33 jaar terug, toen ontmoet ek my vrou. 33 jaar terug. Dit was nie maklike pad gewees om haar my uit te maak. Haar ma wou niks vir my gewees het nie, want ek was daai tipe oud. My ma het al, my skoonma in die kerk by my, sy het my geklap het, dus ek, dan nie klap meer, klap terug. Vandag is sy my op. Hoekom? Want toe ek my berg oorsteek, en ek het hier geskryf, you have no idea what a beautiful display is waiting for you on the top of the mountain. Net soos wat ek aan myne gemaak het, ek beklei vir haar. Ek het beklei, nie? En my skoonma het op 'n stadium met sy my gitaar en al my klere, ek het nie by haar geslaap, hoor, al my klere wat daar was, teruggebring, en my skoonma het 'n brief geskryf, en sê, sy maak met my uit. Never, that's mine. En ek het geklim, en what a beautiful sight. Toe ek my kop oplig, en ek sien net, sorry, staan toe nou afreg, weer so op, en ek kom hier by hierdie oogies uit. Hoor wat ek sê. Jy sê, jy, ach, let me just fall again in love. Dis wat die Here wil doen met ons. Hy wil jou oplig, hy wil spog met dit wat hy het. God wil vandag spog oor jou. Hy wil sê, ek het klaar die berge vir jou geklim. Jy het nie meer nodig om die berg te klim. Ek wil net jy moet opkyk en ver kyk en sien dit wat mooi is. Amen? Amen? Prys die Here. Ek gaan my vroukie vra vir ons daai song weer te speel. Just close your eyes.
single step. Start with a single step. En ek gaan nie lang van uitnodiging maak. As jy vanmôre vir die Here sê, Here, I want to step. God sê vanmôre, step up. Stand up. Net soos jy wil. As jy wil regmaak met die Here, as jy wil ek moet so bid, so op jou hande op lê. Maar dis nie jy sê nie. Dis die Here. En ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy voete neersit, dit gee die Here aan jou. As jy jou probleme vir die Here gee, sê ek jou nou, hy beloof, hy sal jou help. He's going to help you. Sluit jou oogjes. Sit vir ons. God wil hê dat jy net vorentoe moet gaan. Don't step back. Step forward. Turn around and don't look back again. Face the new day before you. Place your heartache in Jesus' hand. He will make broken dreams. I've got to fight to look back. My feet have walked through the valley. I've climbed mountains, crossed rivers. Dis alles nog so. Sê dit oor meneer Visit Hoek. places I've known. As jy vanmôre wil saam bid, I'm nearing, I'm jy sure. mos welkom met jou tron. Very deep All the new people, joy. it's not for you, not for us to put you on the spotlight, but we want you to know God's love. God loves you very, very much. If you don't feel that love, we want to pray for you. You want to give your life to God? Please come out. Please come out. I've gone too far to look back again. As die Here jou omstandighede kan verander of wil verander, gee vir die Here die kans, die geleentheid om dit te kan doen. All the treasures I used to love Jesus. have all faded Is daar nog mense? from you. There's a new day ahead of me. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Oh, my heartache is over. Jesus, For I Jesus. lived it at Calvary, where my new life begins. Thank you, Lord. I've gone too far to
As jy vanmôre daai stapie maak en sê Here, hier is ek. Want die woord van die Here leer vir ons dat wanneer die gelowiges by mekaar kom, ons vir mekaar bid. Ons saam met mekaar stry. En ek wil vanmôre vir jou sê, ja, ek praat met jou. I come too far to look back. Ek kan nie meer terugkyk nie. Jy sit daar so en jy weet, jy sit in hierdie krisis en hierdie probleme van jou. En jy weet nie wat se kant jy wil vandag vir sê. Dit is net God alleen. Just God alone that can change your life. Let's walk in the valley. Let's walk in the faith. Dankie Jesus. Halleluja. Zie jy nog mense wat kan bedien? Kom pastore. Halleluja, kom help ons hier asseblief. Dankie Here. Look back. Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Dankie Here. We want to take your word. We want to break free this morning. We want to break free in the name of Jesus. Here ons wil deurbreek vanmôre. In die naam van Jesus. Yes, Here, maak ons los van hierdie wêreldse fase, Here, wat ons weerhou om in die naam te kan loop, Here, om autoriteit te kan beweeg, Koning Jesus. Halleluja, ons eer U, Koning Jesus. Oh, mighty God. Yes, halleluja. Sê, help me by Jesus. Almighty God.